Goeiedag almal en baie dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand uitsending. In 1969 het die sanger Frank Sinatra die Engelstalige weergawe van 'n Franse lied vrygestel. Daar word gesê dat hierdie lied in alle opsigte sy eie persoonlike lewe uitgebeeld het. Hierdie lied, My Way, is vandag nog baie gewild, maar in werklikheid beskryf die woorde hiervan eintlik die houding van mense wat dit as goed en aanvaarbaar beskou om hulle eie koers te bepaal en dit te volg. Luister net 'n paar woorde van hierdie lied. Regrets, I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Jy weet, om ons eie pad te volg en te doen wat ons ook al goed vind om te doen, klink volwasse en so beheerst van ons kant af. Maar die woord van die Here leer ons dat dit kan lei tot totale vernietiging. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. 'n Meer direkte vertaling van die Hebreëus kan hierdie vers soos volg lees: Dinge wat vir die mens na 'n voorspoedige en regte pad lyk, is dikwels 'n lokval wat tot slegte gevolge of vernietiging lei as dit nie in lyn is met God se wysheid en sy leiding nie. Weet, ons het die reg om ons eie pad te kies en ook om te glo dat ons alles weet en alles self kan doen. Ons het die reg om in onsself te glo, maar indien al hierdie dinge nie onder die skaduwee en skuilplek van die Allerhoogste is nie, dan kan dit tot totale vernietiging lei. Ons hoop, ons verwagting en ons beskerming in hierdie lewe moet wees, so wat ons vind in Psalm 91 vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, U is my toevlug en my bergvesting, U is my God, op wie ek vertrou. En al daardie wonderlike beloftes wat dan volg in hierdie volgende paar verse van Psalm 91 kan alleenlik in vervulling kom as die eerste 2 verse in ons lewens alreeds in vervulling gekom het. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die pad van die Here beteken om daagliks aktief in gehoorsaamheid te leef. Dit beteken om jou oog te vestig op Jesus en nooit toe te laat dat die sigbare dinge jou mislei nie. Kyk bietjie wat gebeur in Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat dit 'n lus was vir die oog. 'n Boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van die vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Kyk bietjie wat gebeur daar in 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom gering. Want die Here sien nie dieselfde dinge wat die mens sien nie. Die mens kyk en sien hoe iemand lyk, maar die Here kyk en sien wat in iemand se hart is. Jy weet, die Here God se leiding is 'n deurlopende, 'n doelbewuste wandel van ons kant af en ook van gehoorsaamheid en geloof en groei in 'n intieme daaglikse verhouding met hom. Want dan eers kan ons uitroep en sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En weet jy wat? Die Here se antwoord kom daar uit vers 15 van Psalm 91. En jy sal my aanroep en ek sal jou verhoor. In die nood sal ek by jou wees en ek sal jou uitred en eer aan jou gee. En met lengte van dae sal ek jou versadig en ek sal jou my heil laat sien. Die beste pad is nie my way nie, maar God's way. Dankie daarvoor, Here. Amen.